Hemelvader, groot bo alles, ewig bo alles, almagtig verhewe, allerhoogste. Ons, u kinders, buig voor u. Aan u kom toe al die eer en die lof en die aanbidding. Want soos wat daar berge is rondom Jerusalem, so is u rondom u kinders. U hou ons vas. U stap saam met ons. U oog blink oor ons. Ons behoort aan u. Amen. Liewe gemeente, genade, vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking en teenwoordigheid van sy Heilige Gees by ons. Amen. Vriende, ons gaan die Here loof uit lied 203. En dit is ook so 'n lekker loflied. Loof die Here, al wat lewe, bring vir hom die dank en die hulde. Hoekom? Hoekom sal ons hom dank? Want hy het al ons skuld vergewe. Daarom laat hy ons 'n nuwe lied sing, 'n lied waarin ons fokus om hom te loof en hom te prys. Vers 1 en vers 3, kom ons sing saam tot sy eer. Die woord van die Here lê oop voor my en voor ons as 'n gemeente by Matteus 14 en ons gaan saam lees vanaf die 22ste vers. Ons gaan vers 22 tot 33 saam lees vanmôre. So terwyl ons nou die Bybels nog oopmaak, die wat dit doen, die rede hoekom ons die volgende Sondag se teks vir jou reeds op die afkondiging sit, sodat jy die hele week daardeur kan lees en dit kan oordink en daaroor kan bid. En vir Here kan vra om met jou besig te wees uit die teks uit en dat hy Sondag regtig sy woord vir jou ook sal kom oopbreek. Maar voordat ons dit lees, kom ons vra dan nou dat hy die woord vir ons sal breek vanmôre. Hemelvader, ons is afhanklik van u genade. U teenwoordigheid is vir ons onmisbaar. En wanneer ons in gebrek hieraan ervaar, verdor ons soos die son wat op ons skyn. Ons kan droog bak. Vanmôre wil ons honger en ons dors na u kom uitspreek. Ons begeerte dat u met ons sal kom praat uit u woord. Wil ons vra, Vader, wees ons genadig. Praat met ons deur u Gees. Rig ons lewe nog hierdie week een keer om nog een tree nader te kom op ons reis na u toe. Ons weet dat hierdie reis eers voltooi sal wees die dag as ons asem hier uitblaas. En ons weet dat ons lewe nie beperk word deur die asem wat ons hier sal uitblaas nie. Ons
is 'n geestelike wese geskep om ewig in U teenwoordigheid te leef. Gee dat U woord ons vandag verder sal vorm om nader aan U te mag kom. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen. Vriende, baie bekende gedeelte uit die woord van die Here. Dadelik hierna het Jesus sy disippels gedwing om weer in die skuit te klim en na die oorkant van die see te vaar, terwyl hy die mense intussen huis toe stuur. Daarna het hy teen die berg uitgeklim om een kant te gaan bid. Laat aand was hy alleen daar. Ondertussen was die skuit reeds ver van die land af. Met 'n sterk wind teen hulle moes hulle teen woeste golwe veg. Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe die disippels hom so op die see sien loop het, was hulle verskrik en hulle het benoud begin skree, want hulle het gedink dit is 'n spook. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe kom. Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skuit en begin op die water na Jesus toe loop. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. En hy skree toe vir Jesus, Here, red my. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Jou geloof is maar bitter klein, sê hy vir hom. Waarom vertrou jy my nie? En toe hulle in die skuit terugklim, gaan lê die wind. Daarop het die mense in die skuit hom aanbid. U is werklik die Seun van God, het hulle uitgeroep. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ek wil jou vra om die preek te begin met dat jy jou duim sal vashou. OK? Almal het hulle duime vas? Jy mag jou duim los as jy nie meer dit in jou lewe ervaar het wat ek nou oor praat nie. Goed? Die oomblik wat ek iets sê wat jy dink dit het nog nooit met jou gebeur nie, dit raak jou nie regtig nie, kan jy jou duim los. Jy het groot geword om die Here te dien deur jou ouers wat jou gehelp het om die Bybel te lees. Jy het jou lewe lank probeer om die Bybel te lees, te bid, kerk toe te gaan. Alles probeer om die beste te doen wat jy kan om die Here te dien. En dan skielik is God doodstil. Geen reaksie nie. En hoe dringender jy bid, hoe minder hoor jy sy stem. As ander praat en hulle sê, hulle het God se stem gehoor, dan voel jy soos 'n mislukking, want hoekom hoor jy nie wat hulle hoor nie? Stilweg het jy iewers begin ongemaklik raak met hierdie stilte. En jy het gewonder of God nog daar is. Gee regtig om vir my. En dan eendag op 'n dag kom daar hierdie groot vraag wat hier in jou kop begin draai. En jy daarteen geveg, maar die vraag was daar, hoekom is God nie by my nie? Bestaan hy regtig? Gee hy regtig om? Want as hy bestaan het en omgegee het, sou hy sekerlik my raak gesien het in my nood en sou hy geantwoord het. Is dit dalk jou storie? Glo dit of nie, maar dit is my storie. Dis my getuienis. Die Bybel vertel vir ons, jy kan maar jou duim los vir nou. Die Bybel vertel vir ons vele verhale van mense wat in so 'n ongemaklike plek is. Hierdie Sondag in die kerkjaar is daar 3-4 verhale wat die teks vir ons gee. Ek gaan na 3 verwys, maar ek gaan oor hierdie preek van Matteus 14 is een van die 3 tekste. Ek gaan daaroor bietjie stil staan saam met jou. Die ander 2 tekste wat ek wil aanhaal, gaan oor Josef, en Josef wat verkoop word deur sy broers, nadat hy sy pragtige jas aangetrek het en vir sy broers gaan kuier het in die veld, waar hulle die skape opgepas het,
En dan skielik verander sy hele lewe. Radikaal. Die een oomblik voel hy intiem, 'n band met sy familie en hy is hierdie spesiale ene. Die volgende oomblik word sy jas van hom afgeskeer, word in bloed gedoop, word daar toue aan sy gewrigte gesit en sit hy op 'n kameel op pad na 'n ver land toe wat hy nie ken nie, weet nie waar dit gaan eindig nie, weet nie hoe dit sal eindig nie. Die tweede verhaal is in 1 Konings 19, as Elia deur die hoogtepunt gegaan het van die Baal profete aan te vat en vuur uit die hemel af te bid en alles werk perfek uit, dan vind ons in 1 Konings 19 Elia in 'n diep depressie. En dit voel vir my asof niks meer werk nie. Dan praat hy met die Here en dan sê hy, Here, het ek hierdie my hele lewe lank gedien nie? Kyk, al die profete is doodgemaak, is nog net ek wat oorgebly het. 'n Mens kan baie keer 'n ervaring hê waar jy so naby die Here ervaar, net om die volgende oomblik te voel asof die Here nog nooit daar was nie. Want dis die verhaal ook van Matteus 14. Die gedeelte hiervoor wat hy begin met, dadelik hierna, wat was hiervoor dan? Hiervoor was dat Jesus die 5000 mense die vis en die brood vermeerder het. En terwyl hy die vis vermeerder en hulle op die ou net 12 mandjies brokstukke optel, kan ek my net indink hoe die mense na mekaar kyk sê, "Wat? Wat 'n God wat dit kan doen?" En dan gebeur daar hierdie hoofstuk. Direk hierna. Ons het van tyd tot tyd in ons lewe al so 'n geestelike reusoomblik gehad. Net om daarna in 'n ander situasie ingegooi te word. Nou, wat hier interessant is in vers 22, ons het nou gepraat oor die dadelik hierna, en dan staan daar, het Jesus sy disippels gedwing om weer op die skei te klim en na die oorkant van die see te vaar, terwyl hy die mense intussen huis toe gestuur het. Daar's min kere wat die Here 'n mens dwing, nê? Het jy al die woord dwing gehoor in die Bybel? Ek ken hom 2 keer in die Bybel. Hier in hierdie teks, en dan waar ons die vertaling baie keer so 'n bietjie anders sien, is waar Paulus hieroor gepraat het. Die liefde van die Here dwing my. Maar ons gaan nie op daai teks vandag stil staan nie. Interessant dat die Here mense gedwing het om iets te doen. Nou, dit lyk vir ons, as jy na hierdie gesprek kyk, dat Jesus hulle moes dwing, dan moes dit waarskynlik gewees het, omdat hulle gesê het, nee, dit werk nie so nie, ons kan nie dit doen nie. Ek sê vir jou, klim in die boot en gaan. En hierdie ervare seemanne, wat saam met Jesus die pad loop, het sekerlik vir hom gesê het, dis laatmiddag, ons mense loop nie, ons ry nie op die see in die son, in die nag nie. Ons doen dit in die oggend. Want in die nag kom die seemonsters en die bose geeste uit en ons durf nie op die water wees nie. Gaan op die water. Vriende, hier is die eerste belangrike ding wat ek graag vir jou wil sê vandag. As die Here jou ooit dwing om iets te doen, het hy 'n baie goeie rede. Sal jy hieraan vashou? As die Here jou ooit dwing om deur 'n proses te gaan, het hy 'n baie goeie rede. So teen hulle beter wete, gaan doen hulle dit, want hulle is mos nou gehoorsaam aan die Here. Hulle het hulle lewe lank agtergekom dat hulle hom moet vertrou, maar die moet vertrou en die kan vertrou is nie altyd dieselfde nie. En daarom is hulle nou besig om te roei teen hulle beter wete in die nag in 'n skuit, en dit gaan van minder goed na vrot. Dit gaan sleg. Want daar steek 'n storm op die nag,
En aan die einde van die nag, hulle sê vir ons die teks in die môreoggend al, toe dit amper begin lig word, Jesus is ver weg, hy is bo op die berg, hy is besig om te bid, hy is in sy eie euforiese plekkie in sy tuin, en hier is hulle uitgelewer aan die natuur. Ek wonder nogal wat het hulle met mekaar gepraat terwyl hulle so stoei om hierdie skipie bo water te hou. Ek weet wat ek en jy sou gesê het, maar die Bybel praat nie altyd met ons so menslik oor dit nie, want die verhaal gaan nie oor die mens nie. Die verhaal gaan oor God op die ou einde. Maar kom ons vat die menslike kant nou gou vir 'n oomblik. Kan jy jou indink hoe hierdie ouens vir mekaar sou gesê het? Ja, hy sit ons op die water, maar hy sit daar bo in die berge. Hy is nie hier waar ons is nie. Hy weet nie wat ons deurgaan nie. Ons suffer, maar hy sit daar bo. Kan hom ook nie vertrou nie. Waar is hy as ons hom nodig het? Klink dit bekend? Dit is net moontlik, vriende, dat ek en jy in die storms van ons lewe partykeer baie alleen kan voel, en kan voel dat die Here nie daar is vir ons nie. Dis wat gebeur met 'n Elia. Dis wat gebeur met 'n Josef. Dis wat gebeur met disippels op die see. Die ding wat ons moet vir mekaar sê vanmôre is, dat die donker nag en die storm op die see was 'n werklikheid. Dit was nie een of ander droom wat hulle gehad het nie. Dit het regtig gebeur. En jou donker nag en jou swaar kry en jou storm is 'n werklikheid. Dit help nie ons sê hierdie mooi goeie woordjies van, ag, moenie worry nie, die Here is by jou, al daai goedjies. Dis goedkoop. Dis nie wat mense wil hoor as hy in 'n storm is nie. As ons in 'n storm is, dan wonder ons baie keer. En as jy wonder waar is die Here in jou storm, en jy voel in 'n depressie, dan is dit oukei, jy's in goeie geselskap. Want die slegte nuus kan 'n mens baie keer oorweldig, en dit kan voel asof dit die laaste bietjie hoop uit jou lewe uitstroop, soos 'n lemoen wat leeg gedruk word. Wat jy gedink het nooit met jou sal gebeur nie, het toe gebeur, en wat nou? Wat nou as die slegste met jou gebeur? So daarom wil ek vir 'n oomblik erken, dat ek en jy soms in die lewe, binne in 'n storm is. En as jy vanmôre in 'n storm is, dan is hierdie preek waarskynlik vir jou bedoel. As jy al uit 'n storm uitgekom het, en jy leef nog met die rou emosie van daai storm, dan is die preek dalk vir jou bedoel. Maar weet dat as jy ook in 'n toekoms in 'n storm moet ingaan, dan is hierdie preek nou voorbereiding vir daardie storm. Dan is die preek ook vir jou bedoel. En dan in die storm, terwyl hulle uitgeput veg om oorlewing, gebeur hulle grootste vrese, want hulle het geglo dat seemonsters in die storm net voordat jy sterwe jou sal kom haal. En hier in die diepte van die storm sien hulle 'n wese na hulle toe aankom. En is so vreesaanjaend dat hulle dink, dis 'n spook. Dis die seemonster, dis hoe hy homself nou manifesteer. Dis nou hulle tyd. Dis nou die einde. Dit was nou mooi, maar dit was nou klaar. En dan kan die vraag baie keer by ou kom as die slegste gebeur, waar is Jesus nou? Hoekom is hy nie by my nie? Hoekom sit hy in sy ivoortoring daar bo op die berg, maar ons moet hier sukkel? Waar is God as ek hom die nodigste het? Vriende, daar's in hierdie teks, en ook so in al die ander tekste wat ons gelees het, eintlik die hele Bybel deur, is daar altyd twee verhale wat in een storie afspeel. En dit is belangrik dat ons die twee verhale sal identifiseer, want as ons dit hier kan identifiseer, kan dit ook op ons lewe gaan toepas. Die twee verhale is altyd van die twee koninkryke. Daar is 'n Godskoninkryk en daar is 'n menslike koninkryk. En in my menslike koninkryk beleef ek 'n storie op 'n sekere manier.
Ek sit binne in hierdie storm en ek het 'n sekere ervaring van wat hier met my gebeur. Want ons moet nou nie die storie vooruit hardloop en sê, maar onthou nou, Jesus het toe die storm stil gemaak en Petrus het toe nou op die water geloop en al hierdie wonderlike goed het toe gebeur nie. Kom ons sit bietjie vir 'n oomblik saam met die disippels in hulle skuit, voordat hierdie wonderlike goed gebeur. Kom ons gaan sit net vir 'n oomblik saam met hulle in hulle skuit. En dan sê ons vir mekaar, hulle is uitgeput, hulle is in die middel van die storm, die wind waai verskriklik, die branders is besig om bo die kant, hulle is besig om te skep, hulle probeer roei, hulle probeer by die land kom, maar die water, die stroom dryf hulle heeltyd terug, hulle kom nie daar nie, hulle is uitgeput, hulle arms pyn, hulle kan nie meer nie, hulle kop het begin moeg raak, en nou sien hulle hier 'n ding op die water. Dis hulle storie. Dis die menslike koninkryk storie. Maar God is ook besig met 'n ander storie. Want in al die verhale wat ons nou net op begin noem het, die een van Josef wat met toue op pad weg is en dinge loop vir hom slegter hierna. Ek wil nou gaan hy uit sy land, hy gaan nooit vir sy pa sien nie, hy word verkoop as 'n slaaf, waar hy net kon vingers klap en als dit gebeur, skielik het hy niks. As hy selfs vra vir 'n beker water, gaan hy dit dalk nie eens kry nie, want jy's net 'n sleg slaaf. En nou gaan hy na 'n vreemde land toe met 'n taal wat hy nie ken nie, en hy word daar uitgelewer en sy lewe is niks werd nie. En dan gaan dit nog slegter, dat hy op die ou en in die tronk eindig. Dis die menslike storie. Dis die menskoninkryk storie. Elia kies om sy lewe lank vir God te aanbid. Hy kies om gehoorsaam te wees aan die wil van die Here, en dan sien hy hoe al die disippels wat hy besig was om groot te maak, om profete te wees in sy skool, hoe hulle een vir een uitgelewer word, uitgemoor word, totdat hy alleen oorbly, en die Baal-profete neem oor, en alles loop verkeerd in die land, en hy sien dis droogte vir 3,5 jaar, en dis rof, en hy dink by homself, waar's die Here nou? Dis die menslike storie. En dis my en jou storie ook. Want ek en jy gaan partykeer deur dinge wat ons vraagtekens het, en ons weet nie hoekom dit gebeur nie. Hoekom gaan ek deur hierdie verhoudingskrisis? Hoekom het ek my werk verloor? Hoekom het ek nie geld vir hierdie goed wat ek graag wil koop nie? Hoekom is my gesondheid nou skielik soos wat dit is? Hoekom het hierdie pyne nou oor my gekom? Hoekom het die Here hierdie een van my af weggeneem en daai een van my af weggeneem? Hoekom moet ek so suffer? Dis die menslike storie. Dis die menslike koninkryk. Maar die verhaal wat ons gelees het, vertel vir ons 'n pragtige storie van ook God se perspektief, van God se koninkryk storie. Want deur dit is God besig om Josef voor te berei, deur sy drome wat hy deurgegaan het, moes hierdie ding kom, sodat hy op die ou einde jare later die volk kon red van hongersnood. God het 'n storie wat bo oor ons storie gaan en hom toemaak soos 'n deken, soos 'n laken, en hy het 'n ander plan as wat ek en jy het. Ons kyk na ons menslike storie en ons dink, oh, wat nou? En God is kalm en rustig en totaal in beheer. Ek het 'n doel met hierdie ding, hoekom ek jou dwing om hierdeur te gaan. Ek sal my wonderwerk vir jou wys op die regte tyd. Elia gaan deur hierdie godservaring van vuur uit die hemel uit afbid en die Baal-profete wat doodgemaak word, en skielik is daar hoop, maar skielik is daar ook, het hy homself blootgestel. Nou dat al die ander profete doodgemaak is hy die eintlike een wat Agab na soek. En hy weet, hier kom moeilikheid. Maar in daardie ervaring, terwyl hy daar in die berg sit, terwyl hy sê, Here, kom, wys Uself vir my, ek kan nie hier sonder nie, ek kan nie meer aangaan nie, ek is klaar, ek is moeg, vat my weg, ek kan nie meer nie. Dan sê die Here vir hom 'n nuwe opdrag, gaan en gaan salf daai een as koning, en gaan salf daai een as profeet, en gaan salf daai een as priester. God het 'n plan wat bo oor ons plan loop.
En ons mis God se plan wanneer ons in ons eie koninkryk vasgevang is. Wanneer ons net na die wêreld kyk vanuit ons koninkryk, dan mis ons die perspektief van God se koninkryk. En as ons God se koninkryk mis, dan val ons in depressie, en dan verval ons in moedeloosheid, en dan verval ons in hopeloosheid, en dan wonder ons waar is God, en dan dink ons hy gee nie meer om nie, en dan kom ons by 'n punt wat ons later sê, ek dink nie hy bestaan nie. En hier op die storm, is God besig met iets baie, baie spesiaal. Hy dwing hulle, omdat hy 'n rede het vir wat hy doen. En hy sit nie maar net in sy ivoortorentjie op die berg en praat met sy vader nie. Hy is besig om goddelik 'n web te spin, waar hy vir hulle iets wil leer, wat hulle nog nie mooi gesnap het nie. Hulle hoor hy is die Almagtige. Hulle sien die goed wat hy doen. Vis en brood en dinge wat kan verbeter. Siekes wat kan gesond word. Klop dinge wat kan gebeur. Maar hulle moet eers deur die donker van die see en die spook verbygaan, om by die einde van hierdie verhaal te kan uitkom. God het 'n plan wat hy skrywe bo-oor ons rowwe plan. Als wat ons sien. Dit staan nie in my preek nie, maar ek wil dit graag met jou deel. As jou geestelike lewe nie geoefen is om die godsperspektiefkant te ervaar nie, dan gaan jy altyd default na die menslike koninkryk kant toe. Maak dit vir jou sin? As jou lewe nie geoefen is om God se perspektief te kan sien nie, gaan jy altyd die menslike perspektief sien. Ons moet nog 'n bietjie gesels oor, hoe oefen ek daardie goddelike perspektief? Ons sal, dalk dwaal ek ver genoeg af, omdat die Here sê ons moet dit daaroor praat. So kom ons kyk waarheen hy ons vat nou. Die probleem wat ons ervaar van die sondeval af tot vandag toe, reg deur die wêreldse geskiedenis, is dat die bose na ons toe kom en sê, jy kan God eintlik nie vertrou nie. Eintlik het God sy eie agenda. Eintlik stel God nie regtig belang in jou storie nie. Eintlik is God besig in sy ivoortorentjie met sy eie dingetjie. En jy kan maar bid, maar sy stem hoor, jy kan maar vra, maar jy gaan nie kry nie. Jy kan maar soek, jy gaan nie vind nie. En dan kom Jesus en hy sê, die koninkryk van God het nou naby gekom. Kom ek sê vir jou, ek is hier, en as jy soek, sal jy vind, en as jy vra, sal jy kry. Dit is hoe God se koninkryksperspektief lyk. Menslike perspektief sê, hier moet jy veg vir elke krummeltjie brood. Hier moet jy elke sentjie knyp en jy moet kyk waar kan jy wen sodat jy kan voorkom in die lewe. Hier moet jy spaar en jy moet bære en jy moet bymekaar maak in skure. Hier moet jy op die goedkoopste manier gou jou huisie bou op die sand. As jy hier wil oorleef, dan moet jy dit doen. Dis die menslike kant. Dis die menslike perspektief. Maar van God se perspektief is dit, gee weg vir die armes, ek sal vir jou sorg. Gee jou oor in my hande, ek sal by jou wees. Lê jou lewe af en sterf vir my en jy sal ewig lewe. Dis die goddelike perspektiefkant. So kom ons dwaal nou heeltemal af van die preek af en dan praat ons nou met mekaar soos wat dit nou moet wees. Hoe ontwikkel ek hierdie godsperspektief? Hoe kry ek dit reg? Deur dieselfde dinge te doen wat God deur die eeue heen vir ander gelowiges gesê het wat hulle moet doen en wat Jesus self toegepas het en daai Jesus se tyd het daai mense dit ook so toegepas. Daar is 'n rede hoekom God in sy woord gesê het, julle moet die Sabbat vier. Julle moet 'n rusdag hê.
En die rustdag is nie daar gemaak sodat ons kan braai en party hou nie en mense kan oornooi nie. Die Shabbat was sodat jy kan dink oor jou verhouding met God. So jy kan terugkyk oor die week, kan sê, Here, wys my u plan, wys my wat het u gedoen, wys my hoekom het u dit gedoen. Here, in die week wat voor lê, ek het hierdie vergaderings, ek het hierdie moeilike goed, ek het gaan hierdie gedink gaan, en dit. Here, hoe gaan ek, terwyl ek so vasgevang is in my wêreldjie, en ek daai dokter moet gaan sien oor hierdie moeilike ding wat ek verwag het, hy vir my gaan sê, hierdie kankertjie het nou weer uitgekom. Terwyl jy dit hier in jou kop draai, en dit mors met jou kop. Jy doen die Shabbat sodat jy kan oefen om God se perspektief, God se koninkryk prentjie binne in dit te kan sien. Want God het 'n plan daarmee. Hy lewer jou nie net uit hier aan nie, dis die bose manier, dis die menslike kant. Dis die bose wat vir jou sê, nee, God gee nie om nie, jy gaan hier suffer op aarde, Boeta. Die slegte goed gaan gebeur, jy gaan sien hoe gaan dit rof gaan met jou. Waar is jou God nou? Maar dis wat die Shabbat doen. Dis hoekom jy jou Bybel lees. Dis hoekom jy bid. Die menslike kant van gebed sê, bid, want God moet vir jou hierdie goed gee. Die koninkrykskant sê, dit gaan niks oor wat jy kry nie. Dit gaan oor dat jy aan God verbind is, en dat jy oefen om sy koninkryksperspektief in jou lewe, deel van jou lewe te maak. Dit gaan nie oor wat jy kry nie, maar dit gaan oor by wie jy is. Gaan oor by wie jy is. Ons moet nog baie met mekaar praat oor hierdie goed. Want ek kom agter dat ek dit, omdat daai stukkie wat ek jou vertel het in die begin, my storie was, het ek agtergekom, hoekom dit is. Hoekom het dit gebeur? En het my vir jare weerhou daarvan, om 'n intieme verhouding met die Here te hê. En ons kan Here, Here sê, en ons kan preek in sy naam, maar hierdie goed nie self ervaar nie. Daarom, vriende, nou moet ek seker ergens weer by my preek uitkom. Waar gaan ons aangaan? God het nog altyd deur die geskiedenis bewys dat hy getrou is. Hy lei sy volk uit Egipte uit. Hy bring hulle deur die Rietsee. Hy gee vir hulle kos in die woestyn, hy gee vir hulle water uit 'n klip uit. Hoe kry 'n mens dit reg? Net God kan. Later gaan hulle deur ballingskap, maar hy bring hulle terug. Hy stuur die Messias. Hy sterwe vir hulle sondes, hy staan op uit die dood, hy koop hulle los van die sonde dood. God se beloftes was nog altyd vas en waar vir my en vir jou. In Hebreërs skrywer sê hy, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoe lank is nooit vir die Here? Hy wat die ewige is. Hoe lank is nooit? Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal jou vashou vir altyd, want jy's 'n geestelike wese wat gemaak is om ewig te lewe, en of jy dink, as jy dink jy is hierdie stoffelike ding wat sterf en dan is alles verby, dan wil ek vir jou sê, dis die menslike kant. Die goddelike kant, die koninkryksperspektief is, ek maak mense wat my verteenwoordigers is, ek maak hulle na my beeld, en hulle sal vir ewig lewe. Jy het net hierdie paar jaar op aarde, waarin jy bewus is van jou ekkigheid. Dis al wat jy het, maar jy gaan vir ewig lewe. En in hierdie ewigheid wat voor jou lê, kan jy net sowel nou kies, om in sy koninkryk te kom leef. Die ideaal is dat ons aan hom sal vashou en nie aan ervarings nie.
Dat ons verbind aan 'n persoon en nie aan 'n aksie nie. Ek glo nie in God omdat hy dit of dat of dit of dat gedoen het nie. Ek glo aan hom omdat hy die almagtige God van die hemel en die aarde is. Dis hoekom ek myself aan hom gee. Dis hoekom ek kan sê, Gadol Elohai. Hoe groot is ons God? So aan die einde van die verhaal, wil ek jou leer om jou duim oor iets anders vas te hou, van nou af. Dit kan jou teken word vir jouself hier vandaan af. Dat jy sê, ek sal aan God vashou. Maak nie saak wat met my gebeur nie. As jy daar na die tonnel gaan lê en die MRI moet gedoen word, dan kan jy jou duim vashou en sê, ek sal aan God vashou. Maak nie saak wat met my gebeur nie. As jy by jou geliefde se sterfbed lê, staan, kan jy 'n duim vashou of sy duim vashou. God sal vir jou vashou. En hy sal my vashou deur hierdie ding. Hy sal ons nie los nie. Want hy is die Almagtige. En as jy by 'n oop graf moet gaan staan, dan staan jy daar terwyl die trane loop, hou jy jou duime vas, want ek behoort aan God, hy sal my vashou. Hy sal my nie los nie. Aan die einde van hierdie verhale, dan lees ons van die uitkoms ook. Josef word op die ou en die tweede in bevel van Egipte. Elia kry 'n nuwe roeping. Petrus het die ervaring om te loop op die water. Maar die ding wat vasstaan is nie die loop op die water nie. Die ding wat vasstaan is dat God by ons is in ons donkerste oomblikke. Dat God vir ons bewys, ek sal jou nie los nie. Verlede week het ons gepraat oor Jakob en sy ervaring voor die dag voordat hy vir Esau gaan ontmoet. Hier worstel God met hom. Hierdie week sê ons, nie dat God die dag voor die tyd met hom vashou nie, maar dat hy hom binne in die dag van die storm kom vashou. En ons ken die pragtige verhale waar die Here ons ook in die toekoms vashou. Die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Hou vas, bly vertrou, nie op 'n ideale uitkoms nie, maar op 'n persoon. Nie dat dit eendag sal beter gaan nie, maar dat ek uitverkoop is aan die lewende God, en sy perspektief is die ene wat vir my werk. En dan kan ek nou maar hier op aarde doodgaan, maar dit is die menslike koninkryk storie. Die goddelike koninkryk storie is, ek is hier vir ewig. Veilig in sy hande, in sy oog. Hy het my lief, hy dra my, hy het mooi gedink toe hy my gemaak het. Hy het my gemaak as 'n verteenwoordiger, om in 'n lewende verhouding met hom te wees, van nou tot in alle ewigheid by 'n feesmaal aan te sit. Hoe groot is ons God? Ons sing, hoe groot is ons God? Almal sal sien, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Vader in die hemel, groot, almagtig, verhewe, bo ons menslike koninkrykies, besig om u almagtige plan te volvoer, soos dit van die begin af was.
Niks kan ons uit u hand uitruk nie. Nie eens sonde kan ons uit u hand ruk nie. U is rustig besig om u plan met elke skepsel op hierdie aarde te volvoer. En niks kan u van stroom aftrek nie. Kom na my, almal wat moeg en oorlaai is, ek sal vir jou 'n koninkryksperspektief gee. Here, leer ons meer om na die wêreld te kyk vanuit u oë. Soos Elisa vir Gehasie moet wys van die engele skare wat hy nie kon sien nie. Here, leer ons om u te sien, ook in ons storie. Dat u 'n doel en 'n plan het en dat u rustig besig is om die doel met ons lewens te volvoer. En daarom wil ons nou ons duime kom vashou en sê, Here, nou kry dit vir ons nuwe betekenis. Want dit is hoe u ons vashou en hoe u na ons kyk. En u ons sal beskerm en ons nooit sal los nie. Maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied hier in my lewe, soos wat dit ook in die hemel geskrywe is. En verlos ons van die bose, wat ons so maklik kan aftrek om weer na die menslike kant te kyk. Want aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, sal jy saam met my, voordat ons huis toe gaan, of gaan koffie drink en koekies eet, nog een lied saam met my sing? En dis dalk 'n lied wat ons vir hom kan sing om te sê, joh, as u so goed is vir my, dan wil ek dit graag uitroep vir die wêreld om te weet, ek het Jesus lief, hy is my lig en my krag. Hy sal in nood en angs my nooit verlaat nie. Hy bly my redder. Al het ek nie raad nie. Hy maak my vry van skuld en sondemag. Ons gaan ook vers 4 en vers 5 sing. Hom het ek lief. Hy lei my op sy pad. En hy rig daarop my kinderlike tree. Hy ken die hindernis op my weë. En voor ek val, het hy my hand gevat. Vers 5, verlostes, juig en wees in Christus bly. Laat ons aanbiddend saam voor hom vergader, tree dankbaar, singend tot die Here nader. Wie verdien ons loflied meer as hy? Kom ons loof die Here met hierdie 3 verse. Nooit
Luister asseblief vanmôre met nuwe ore na die seëngroet. Luister na dit vanuit God se perspektief, vanuit sy koninkryk. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees by jou wees in elke situasie, sodat jy sal weet, hy is by jou. Amen.